Goeiemôre, baie welkom vir julle almal. Dis winter, maar goeiemôre, baie welkom vir almal aanlyn, baie welkom ook vir julle en almal wat bymekaar kom, ons aanlyn familie en daar in Smithfield en in Petersburg en Mosambiek en oralste waar dit gebeur, so ons waardeer dat julle deel is van dit. Maar kom ek bid vir ons gaan aan met ons reeks. So kom ek bid vir ons. Here, dankie vir u goedheid, dankie vir u liefde, dankie dat ons in die naam van Jesus kan vergader. Wat 'n voorreg, Here, dat ons kan deel wees van u huisgesin, dat ons deel kan wees van u gemeente, omdat ons in Jesus is. En dankie dat ons 'n plek kan skep vir selfs mense wat nog nie in u is nie, Here Jesus, om te kan kom en te kan hoor. En mag u iets van u self openbaar vir ons. Mag u iets van u liefde vir ons openbaar. Mag u woord vir ons oopbreek. En mag het ons stig, en mag het ons rig, en mag het ons toerus om te leef soos u wil hê ons moet leef, as die huisgesin van God, as die gemeente van God. Seën ons, Here, soos ons hier by mekaar is, wys vir ons wat dit is wat u wil hê ons moet doen, en geef ons die geloof om dit wel te doen. Ek vra dit in die naam van Jesus. Amen. Nou goed, ons het vir jou raamwerk uitgedeel by deure. Jy kan jou Bybel oopmaak. Ons gaan in 1 Timoteus 5 wees vandag. En ek wil begin deur te sê dat ek het altyd die vraag gevra, wat is normaal? Wat is normaal? Want wat normaal is in jou huis en wat normaal is in my huis, is nie noodwendig dieselfde normaal nie. Ons almal verskil van mekaar. Wat ons dink is normaal en hoe jy jou oggendroetine moet lyk en wat jy eet en hoe jy dit moet eet en al daai goed is verskil van mekaar. Want ons almal verskil en daar's verskillende agtergronde en nou wat gebeur is ons maak ons kinders groot op 'n sekere manier en sê luister, hier is hoe dit gaan lyk binne in ons huis. Hier is die ding, baie keer in ons eie huis dan sal ons sê, oor nee, ek weet nie waar jy dit geleer nie, maar in ons huis werk dit nie so. In ons huis groet ons mekaar, in ons huis doen ons dit so, en jy doen dieselfde. Jy het sekere grense en sekere riglyne en sekere reëls binne in jou huis van hoe dit werk in jou huis, en sekere dinge gebeur op sekere tye in jou huis, en sekere dinge gebeur nie na sekere tye in jou huis nie, en dit verskil dalk van ander huise, en verstaan jy, as jou kinders tieners raak, dan sê jy dinge soos, ek gee nie om wat in die ander huis gebeur, maar in hierdie huis, ek onthou my ma dit sê, solank as wat jy onder hierdie dak bly, sal jy dit doen soos wat ek dit sê. En daar's iets van dit, dat ons stel hierdie grense en sê dit is hoe dinge moet gebeur. En dan sit jy 'n klomp mense by mekaar, of jy kry mense by mekaar, of op vakansie, of hulle doen 'n ding saam met verskillende agtergronde, met verskillende waardes, met verskillende manier van hoe goeders gebeur in 'n huis. En dan is daar interessant baie keer probleme en uitdagings. Dis die rede hoekom jy saam met sekere mense nie meer vakansie hou nie, want daai het nie lekker gewerk nie. Dis hoekom jy vir 'n sekere tyd net by daai familie gaan kuier en nie langer nie, want as gevolg van hierdie dinge. Dis hoekom jy en daai persoon nie meer flatmates is nie, want dit gaan net nie werk nie, want hoe ons dinge doen verskil van mekaar. Nou Paulus skryf hierdie brief vir Timoteus om vir hom iets te verduidelik en te sê, luister, hier is hoe dit werk in hierdie huisgesin van God. Die dinge verander en ons sukkel om te verstaan die konteks van hierdie. Dink vir 'n oomblik, hierdie is 'n Eerste Testamentiese kerk. Almal daar is nuwe bekeerlinge. Jesus se woorde en sy lering het nou eintlik die kultuur begin infiltreer, en wat Jesus gesê het is teen die kultuur van die dag. Dit is teen van hoe hulle grootgemaak is oor hoe hulle moet leef en wat hulle moet doen en wat hulle mag doen en nie. Ek bedoel, die tempel van Artemis is in Efese waar hierdie kerk is. En in hierdie tempel van Efese het sekere dinge gebeur. En nou kom hulle tot bekering en hulle raak deel van die huisgesin van God, die gemeente van God. En dit wat hulle altyd geleer het is reg, kom Paulus en sê nee. Nou is jy in 'n nuwe koninkryk, jy's deel van God se huisgesin en dinge werk anders te hierso. Dit lyk anders. In die tyd wat hulle geleef het, was gesag en hiërargie 'n groot ding gewees in die Hebreëse kultuur en in hierdie Romeinse kultuur. Verstaan, is eintlik net die ouens bo wat al die voordele gehad het. En hier kom in die nuwe lering van Jesus dat God het die wêreld so lief gehad. Mans en vrouens, ouer mense en jonger mense, slaaf en vry, Griek en Jood. En nou kom hulle almal by mekaar en Paulus skryf dinge soos daar is nie meer hierdie onderskeiding nie. Almal is een in Christus. Maar nou is daar natuurlik gaan daar probleme wees. En dinge gaan opduik omdat almal kom met hulle verskillende dinge. En dis hoekom Paulus dan skryf en sê ek skryf hierdie ding sodat julle kan weet hoe iemand moet optree in die huisgesin van God. 1 Timoteus 3:15. Dis hoekom ek hierdie skryf, dat julle kan verstaan hoe werk hierdie ding, hierdie beweging, hierdie eklesia, hierdie kerk van Jesus Christus. Nou in die brief
het hy 'n klomp dinge geskryf vir Timoteus aan die begin en sê, luister, daar's 'n klomp ouens wat allerlei ander dinge leer binne in die kerk. En jy moet dit regstel, Timoteus. Ek het jou binne ingesit en ek het jou 'n verantwoordelikheid gegee dat jy in hierdie tyd dinge moet uitsorteer. Daar's mense wat dinge leer en sê wat nie reg is nie en jy moet dit uitsorteer in hierdie tyd. En dan moet jy nou verder gaan en dan sê hy, jy moet hierdie ouens steeds staan en alles. En dan eintlik van hoofstuk 4 af raak hy baie persoonlik en sê, luister, hier is hoe dinge hier moet lyk. Hier's wat jy moet doen, Timoteus. En in hoofstuk 5 gaan hy eintlik nog dieper in en verder in en hy begin met hierdie gedeelte wat hy skryf. 'n Ouer man moet jy nie skerp teregwys nie. Nou Timoteus is op hierdie stadium omtrent 30 jaar oud. Maar jy kon nie eintlik in daai konteks in tempel iets gedoen het voordat jy 40 was in die tempel. Of het jy enigstens 'n sê gehad nie. En nou sê hy, luister, jy moenie 'n ouer man, moet jy nie skerp teregwys nie. En hierdie skerp teregwys het amper 'n sterk, dis die enigste plek in die Nuwe Testament wat hierdie term voorkom. Dit het 'n skerp, 'n harde, amper gewelddadige manier om iemand reg te maak. En hy sê, luister, hier's wat nou gebeur. Hier's 'n klomp mense met 'n klomp vryheid wat nou in hierdie gemeente is. Daar's jonger mans wat nooit vryheid gehad en iets kon sê nie en hulle wil 'n paar goeie sê. Daar's vrouens in die gemeente wat nooit iets kon sê in die kultuur, maar nou het hulle 'n paar dinge wat hulle wil sê en ons moet nou riglyne tref vir hierdie. En Paulus skryf 'n klomp dinge hier neer wat, luister baie mooi, wat beskrywend is van die kerk in Efese en nie voorskriftelik nie. Maar ons gaan kyk binne in hierdie gedeelte, wat is dit wat ons moet toepas in ons konteks, alhoewel sekere dinge baie beskrywend is. En hy sê, luister, jy moenie 'n ouer man skerp teregwys nie, maar vermaan hom asof hy jou vader is. Vermaan die jonger mans soos jou broers. Nou ek weet, wanneer jy daai lees, dan voel jy dit lyk amper dieselfde. Want ons het amper 'n negatiewe konnektasie met vermaan. Son, jy dink aan die tannie wat jou vermaan het omdat jy oor haar gras geloop het, of die ou wat jou vermaan het omdat jy daai ding gedoen het. Maar dit wat Paulus hier skryf, is eintlik 'n direkte konteks. Jy moet dink, as jy hier lees waar hy sê vermaan, moet jy dink aan bemoedig, versterk met gemak, leer op 'n gemaklike manier, in plaas van om baie gebiedend te wees en teen te wees, soos wat jy moet wees teen die teenstanders aan die begin van die brief, waar dit hier kom by die ouer mans en in hierdie familie, moet dit wees om te bemoedig, moet dit wees om te versterk, moet jy iets in iemand inbou, sodat hulle geestelik vorentoe kan gaan. En ek dink dit is belangrik. Ek dink dit is belangrik dat ons sal besef, dat ons mense sal wees, wat ander mense bemoedig. Dat ons mense sal wees, wat versterk, wat opbou met ons woorde. Hoe lyk jou woorde? Hoe lyk jou woorde wat jy uitgee aan mense? Jou woorde en my woorde het mag oor lewe en dood. Ons woorde kan lewe bring in 'n situasie of dit kan afbreek in 'n situasie. En hoe lyk dit binne in jou lewe? As jy gaan kyk deur die geskiedenis van die kerk, was dit gewoonlik nie die vervolging van kerk wat gemeentes laat vou het, of kerke laat vou het nie. Inteendeel, kerke groei baie keer in vervolging. Wanneer van buite af mense kom en dinge sê en dinge doen teen die gemeente, is dit asof die evangelie net verder versprei. Maar daar is baie kerke wat gevou het as gevolg van die manier hoe daar binne-in die huisgesin met mekaar gepraat is en oor mekaar gepraat is. Beteken dit ek mag nooit kritiek bring of sê as iets nie reg is nie? Nee, dis nie wat dit beteken nie. Maar miskien moet jy 10 keer meer bemoediging hê as die kritiek wat jy gee. En ek dink ons moet gaan evalueer, hoeveel bemoediging gee ons teenoor hoeveel kritiek gee ons. En as die skaal meer weeg na kritiek toe, dan is daar dinge wat ons moet verander, dat ons eerder kan opbou en kan versterk, en sodat ons kan help vorentoe gaan. Inteendeel, Paulus maak dit baie duidelik, wanneer hy skryf vir die ouens in Rome, hy skryf in Romeine 12:10, betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar. Die een vertaling sê, daar in die huisgesin van God moet daar liefde wees vir mekaar. En die uitvloei van hierdie liefde, hoe dit prakties lyk binne en tussen mekaar, sê hy dan, bewys eerbied, eer, agting teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Hy sê amper, maak dit 'n kompetisie. Wie kan die meeste eer gee aan mekaar binne in hierdie huisgesin van God? Wie kan mekaar die meeste opbou en eer gee en sê hoe goed hy is en dis nie om iemand grootkop te gee, dis nie waar dit gaan nie. Luister baie mooi. Alles wat ek dink en alles wat ek voel, moet ek nie sê nie. En alles wat ons dink en voel, moet nie gesê word. Ja, maar wat ek dink, Petrie, is reg en is waar. So?
Maak seker alles wat jy sê is waar, maar alles wat waar is, moet nie altyd gesê word nie. As jy enigstens lank al getroud is, dan weet jy dis waar. Alles wat waar is en alles wat moet jy nie sê nie, want ons het 'n selfsugtigheid in ons. Maak seker dat die woorde wat ons sê help opbou. Inteendeel, in Efesiërs, juist die brief wat hy skryf aan hierdie kerk in Efese, in Efesiërs 4:29 sê hy, nie 'n enkele afbrekende, jy moet daai woord omkring, afbrekend, nie 'n enkele afbrekende woord moet uit julle mond kom nie. Afbrekend, daai woordjie, die Griekse woordjie beteken vrot. Dan moet nie vrot woorde uit jou kom nie. Dis dieselfde woord wat gebruik is vir vrot vis en vrot plakkies, vrot skoene. Dan moet nie vrot woorde. Ander betekenis is dit is nie meer nuttig vir gebruik nie. Dit het nie meer waarde nie. Moenie dat 'n enkele vrot, afbrekende woord wat nie meer waarde het uit jou mond uitkom nie. Maar eerder 'n woord wat goed is vir die noodsaaklike opbou. In plaas van om af te breek, moet jou woorde opbou en moet dit versterk, sodat dit voordeel, jy moet daai woord ook omkring, gaan nou verduidelik, sodat dit voordeel mag bring vir diegene wat dit hoor. Daai woordjie, die woord wat daar gebruik word, is die woord genade. Dis dieselfde woord wat sê, uit genade is julle gered. Maak seker dat die woorde wat jy bring, genade bring vir die een wat jy hoor. Hoe lyk jou woorde? Bring dit genade vir die wat jy hoor? Wys dit op iets van die genade wat in Jesus Christus is? Maak dit dat iemand geestelik sterker word, of breek dit iemand geestelik af? Maak dit dat iemand vorentoe gaan in hulle geestelike lewe, of maak dit dat hulle begin twyfel en teruggaan? Hy sê, maak seker, kyk hoe jy praat, kyk wat jy sê, ek en jy, ons moet 'n gemeente wees, wat bemoedig, wat versterk, wat opbou in mekaar se lewe. So hy sê, luister, moenie 'n ouer man skerp terugwys nie, maar vermaan, bemoedig, asof hy jou vader is, vermaan die jonger mans soos jou broers, die ouer vrouens soos moeders, en die jonge vroue soos susters in alle eerbaarheid. En ek wil hê wat jy moet sien is, hy sê, luister, hierdie is 'n familiesaak. Dis familie. Dink in terme van vaders en moeders en broers en susters en hoe julle praat met mekaar en hoe julle werk met mekaar, moet hierdie in lyn wees. Dit moet lyk soos familie. Jy moet dink in terme van familie. Julle is daar om te gee vir mekaar. Julle is daar om mekaar te hanteer soos familie. In die week hoor ek iemand sê die volgende: sien jy die kerk soos 'n huis of soos 'n hotel? En daar's 'n verskil. Daar's 'n verskil in hoe ons dit sien, want dit het 'n invloed hoe ons dit tot benader. As ons dit sien as 'n hotel, dan is dit soos ek is hier om diens te kry. En as ek nie die diens kry nie, dan gaan ek een of ander review skryf en dan gaan jou uittrap omdat ek nie die diens skryf wat ek dink ek verwag nie. Maar as ek dink in terme van huis, is ek hier om te dien, is ek hier om God te dien, is ek om hom te eer, en ek is hier om 'n bydrae te maak tot hierdie. As ek dink in terme van hotel, is dit baie keer ek is net hier totdat ek moet gaan en totdat ek nie meer gemaklik is nie. Huis is hier, ek is hier vir langtermyn. Hotel is dit soos, daar's iemand by die deur en ek gaan dit aan, ek bid nie noodwendig vir hulle nie. Maar huis is soos ek bou verhoudings met die mense wat deel is van hierdie, en ek investeer in hulle en ek gee om vir hulle. Hoe dink jy in terme van kerk? Dink jy meer in terme van wat jy kan kry, of dink jy in terme van wat jy kan bring, en hoe jy kan dien, en hoe jy kan bydra? Jy bid heel moontlik nie vir die ou wat jou help by hotel nie. Maar bid jy vir die ouens wat jou by jou huis? En ons moet dink, hoe dink ons oor kerk, en hoe benader ons kerk? En dan gaan Paulus, so met hierdie ding van hoe ons moet dink in familieterme, dan gaan Paulus in die volgende deel van hoofstuk 5 en hoofstuk 6, gaan hy eintlik in, en hy het hierdie 4 groeperings mense wat hy sê, hoe moet ons dit benader? As ons dink in terme van familie, en dan praat hy, hoe moet ons dink oor weduwees? Hoe moet ons dink oor die ouderlinge? Hoe moet ons dink oor slawe en hulle werknemers? Hoe moet hulle dink oor mekaar? En dan het hy gedeelte wat hy praat oor die ryke ouens in die kerk, en hoe moet ons dit doen? Maar dit is alles uit hierdie van, dink in terme van familie. En vandag gaan ons eintlik dalk net kom by die weduwees. En weer eens, dis beskrywend van wat hier aangaan, en dis nie noodwendig voorskriftelik nie, maar ons gaan kyk, wat is daar en hoe kan ons dit toepas binne ons lewe. En dan begin hy sê, versorg die weduwees, en daai woord beteken eer. Eer en versorg finansiëel. Versorg die weduwees wat werklik alleen agtergelaat is. Jy kan dit ook vertaal, die wat werklik weduwees is. So wat bedoel jy, Paulus? Bedoel jy daar's ouens wat maak asof hulle weduwees, of vrouens wat maak asof hulle weduwees is, nie eintlik weduwees is nie? Paulus sê ja, daar's 'n paar van hulle.
Hulle gebruik nie die stelsel vir hulle eie voordeel. Kan jy dit glo? Ja, ek kan dit glo, dit gebeur vandag nog. Is daar ouens wat hulp soek net omdat hulle hulp soek en hulle wil eintlik net die stelsel gebruik? Ja. Paulus sê nee, wag 'n bietjie. Kyk mooi wie het werklik hulp nodig. Maar as 'n weduwee kinders of kleinkinders het, moet die kinders leer om as gelowiges allereers hulle verpligtinge teenoor hulle eie familie na te kom en so hulle ouers en grootouers iets te vergoed. Dit is volgens die wil van God. En dan begin hy sê, luister, ek besef julle is almal nie en dis anders as die kultuur waarin julle leef en weer eens hy leer hulle iets wat nie in kultuur daar was nie en ek dink Paulus leer ons weer iets wat in kultuur was en al hoe meer wegkwyn. En hy sê, luister, hier so moet werk. Eerstens, maak seker dat jy sorg vir jou eie familie. Leer om vir jou eie familie te sorg. As jy jou kinders en kleinkinders het, maak seker dat hulle sorg eers vir jou. Dit is die wil van God. Dit is die wil van God dat kinders omsien na hulle ouers. En in daai manier eer hulle vader en moeder wat volgens die wil van God is. Dis een van die 10 gebooie. Eer jou vader en jou moeder. En hy sê, luister, leer die gelowiges. Die verpligting is eers op hulle voordat dit op die kerk kom. En ek dink hier's iets in tyd wat ons moet leef. En dit beteken nie noodwendig jy moet alles doen en dit is in jou huis nie. Dit kan wees dat dit op 'n ander plek is en 'n spesifieke versorging wat ook nodig is. Maar wat hy sê is, luister, maak seker jy dink nog aan hulle. Maak seker jy neem hulle nog in ag. Maak seker jy eer hulle nog, leer om dit te doen. Dit is die wil van God. 'n Weduwee wat alleen agtergelaat is en niemand het om vir haar te sorg nie, vestig haar hoop volkome op God en volhard dag en nag met smeking en gebede. En hier's wat Paulus sê, hy sê, luister, jy moet besef dat daar moet sekere standaarde wees wie jy help en wie jy nie help nie. Maak seker dat jy kyk na wat is belangrik binne in hierdie. Daar's sekere weduwees in hierdie konteks wat gehelp moet word en daar's seker is wat nie gehelp moet word nie. Hier is iemand wat heeltemal alleen is, maar iets van hulle karakter wys dat hulle is deel van hierdie gesin en hulle is deel van hierdie familie en daar's 'n goddelike agtergrond daar en daarom maak seker dat jy help hulle. Want die teenoorgestelde is maar 'n weduwee wat uitspattig lewe is dood. Al leef sy nog. So wat bedoel Paulus? Sy is dood, maar sy leef nog. Hy sê, luister, haar leefstyl wys eintlik dat sy is geestelik dood. Daar's niks in lyn met wat God se wil is nie, maar alhoewel sy leef. En eintlik gebruik sy dit wat die kerk vir hom help om uitspattig te lewe. En dan sê hy, skerp ook hierdie dinge in, sodat almal onberispelik kan wees. Leer die gemeente, die huisgesin van God. Leer hulle hoe dit moet werk. Leer hulle hoe dit lyk. Maak seker hulle verstaan die wil van God. As iemand nie vir sy eie mense en veral nie vir sy huisgesin sorg nie, het hy die geloof verloor en is hy slegter as 'n ongelowige. Hy sê, luister, as jy nie omgee en sorg vir jou eie huisgesin en jou eie mense nie, is jy slegter as iemand wat hel toe gaan. Dis harde woorde. Dis groot woorde wat Paulus hier sê. Ja, maar ek gee dan my huis en beskutting vir my gesin. Regtig? Meer kan jy doen dit ook. Maar bid jy so nou en dan vir? Kom jy met liefde? Kom jy met tyd? Kom jy met ontferming? Kom jy met genade? Kom jy met vrede? Kom jy met jou aandag? Kom jy met jou wysheid? Bou jy 'n huis? Of voorsien jy net dat daar 'n plek kan wees waar dit kan gebeur? En dan gaan hy in baie spesifieke detail in. Dan sê hy, 'n weduwee kan op die lys van dienende weduwees kom as sy minstens 60 jaar oud is en aan haar man getrou was. En die term is sy was 'n een-man vrou. Met ander woorde, sy het reg geleef. Beteken nie sy mag net een keer getroud wees nie, maar sy was getrou. En sy moet 60 jaar oud wees. Nou, weer eens, in hierdie konteks was 60 jaar oud. Wat is vandag oud? Ek weet nie. En vrouens gaan ons ook nie antwoord nie, ons weet nie. Maar wat is oud in vandag se kultuur? Miskien is 80 die nuwe 60, ek weet nie, maar wat is oud? So dit lyk bietjie anderste. Maar eintlik wat hy sê is net, luister, maak seker dat daar's regtig behoefte daar. Maak seker dis wat moet gebeur.
En kyk dat haar karakter reg is. Sy moet bekend wees om haar goeie dade, naamlik dat sy haar kinders goed opgevoed het, vreemdelinge gehuisves het, die voete van die gelowiges gewas het, die verdruktes gehelp het en goed gedoen het waar sy kom. So maak seker dat sy is werklik 'n weduwee, sy is werklik alleen, sy het regtig nood en dat haar karakter wys iets, dat sy is deel van hierdie gesin en sy is deel van wat hier moet gebeur. Hy sê maak seker daar is 'n standaard wat jy volg. Nou hoor baie mooi. By ons help ons ook mense. Ons as gemeente help mense binne in die huisgesin van God. En as jy 'n behoefte het, wil ek vir jou sê sê dit vir ons. Ons wil jou help. Ons wil jou regtig help en regtig ondersteun. Maar ons het ook standaarde wat ons volg. En sê hier's waarna ons kyk en hier's dinge wat ons ondersoek. Want ons weet, en ons het dit al baie beleef oor 'n klomp jare, dat daar 'n klomp mense wat kanse vat. En daarom het ons sekere standaarde, maar hier's die ding, ons kan jou nie help as ons nie weet nie. En ek wil jy met die vrymoedigheid hê om vir ons te sê as jy hulp nodig het. Hierdie huisgesin wil omgee vir die lede van sy huisgesin. En as gevolg van julle vrygewigheid maak julle dit moontlik dat ons kan omgee. Daar's 'n lys mense wat ons elke maand ondersteun. Elke maand. En inteendeel, daar is kapasiteit vir nog. So ek sê dit. Asof dit nie genoeg is nie, het ons al hierdie projekte waarmee ons besig geraak het, en wat ons julle oor en oor van vertel, is juis, omdat julle so vrygewig het, maak het dat ons ook vir instansies kan gee wat vir ander mense sorg. Ons hoef nie die wiel te herontwerp en ons eie ding, ons kan vir hierdie instansies omgee, sodat hulle verder kan omgee. En julle maak dit moontlik. En nou, ek wil julle moet weet, dis nie R20 nie. Julle maak dit moontlik dat ons miljoene kan gee. En dis nie om te brag of iets nie, dis om te sê, hier is wat julle doen, en dit is hoe ons julle geld wil gebruik, inteendeel, ons wil dit verder doen, en nog meer doen. Maar ons het nodig om te weet. En as jy 'n behoefte het, kontak ons, of vul die kontakkaartjie in, en gooi hom in as jy net uitstap, en sê, bel my, ek het hulp nodig. En ons kan hierdie proses verder vat, en ons kan jou help, en ons wil jou ondersteun. Maar dan gaan Paulus weer in detail. Hy sê, luister, onthou nou net die volgende, jonger weduwees, moet jy nie in die lys opneem nie. Hulle liggaamlike begeertes kan hulle daartoe bring om hulle af te wen van Christus af en weer te wil trou. Dan is hulle daarin skuldig dat hulle vroeë belofte aan hom verbreek het. Buitendien leer hulle om hulle tyd te verkoos deur net van die een huis na die ander rond te kuier. Hulle is nie net ledig nie, maar ook bemoeisiek en praatsiek en hulle praat oor dinge waaroor hulle nie gepraat moet word nie. The Real Housewives of Ephesus. Dis is wat die uitspeel. Okay? En eintlik net wat hy sê is, luister, moenie hierdie vrouens opsit nie. Want deurdat julle hulle help, maak julle seker dat hulle leefstyl leef wat nie reg is nie. So maak seker julle het grense en julle bepaal wat dit moet en wie kan gehelp word en hoe dit moet lyk. En dan gee hy raad, hy sê daarom verkies ek dat jonger weduwees weer trou, kinders kry, hulle huise versorg en geen teenstand aan aanleiding gee om kwaad te praat van ons nie. En reg deur hierdie brief is dit Paulus se hart, soos luister, maak seker hoe julle leef in hierdie huisgesin, maak dat die mense wat aan die buitekant van die huisgesin, dat hulle reg praat oor julle, en dat dit die evangelie en die goeie nuus van Jesus nie skade doen. Maak seker dat hoe julle leef, en hoe julle optree, help bou aan die evangelie. Hy sê, want ons reeds party wat agter die Satan aan afgewyk het. As 'n gelowige vrou weduwees in haar familie het, moet sy vir hulle sorg. Sy moet nie die las op die gemeente lê nie, sodat die gemeente die weduwees kan help wat regtig alleen agtergelaat is. Eintlik wat Paulus net sê is, luister, voordat jy die las op die kerk kom, maak seker help waar jy kan help en maak seker dat dit nie op die kerk moet kom, sodat die wat werklik nie hulp het nie, gehelp kan word deur die kerk. En weer eens, ons wil help. Maar hy sê ook, daar seker ouens wat nie gehelp moet word. En ek wil die volgende stelling maak, en die kans is goed dat party van julle gaan aanstoot neem. Maar die primêre doel van die kerk, die primêre doel van die beweging van Jesus Christus, die primêre doel van sy eklesia, die primêre doel van die kerk van Jesus Christus, is nie om mense te help nie. Dis 'n deel daarvan. Die primêre doel van die kerk, die primêre doel van die beweging van Jesus Christus, is om in die wêreld in te gaan en disippels te maak. Dis die primêre doel. Beteken dit ons moet mense help? Ja.
Want wanneer hulle die liefde en goedheid van God fisies kan beleef en sien, maak dit hulle harte oop om die goeie nuus van Jesus te hoor, wat vir hulle ewigheid bewerk het, wanneer hulle in hom is. As ons al die mense help, en ons leer hulle nooit oor Jesus Christus nie, gaan hulle met volma hel toe. Die primêre doel is die groot opdrag van Jesus. En om mense lief te hê, soos onsself. Romeine 2:4 sê, God is ryk in goedheid, dis wie hy is goed. Besef jy nie dat God jou deur sy goedheid tot bekering wil lei nie? En dis wanneer ons goed is vir mense en hulle bedien en hulle help in hulle nood. Die doel daarvan is ons dien jou nie net om jou te dien nie. Daar's baie NPO's wat dit doen. Ons dien jou in die naam van Jesus, dat jy die goedheid van God sal sien en weet dat daar is 'n Vader wat lief is vir jou. 'n Vader wat sy seun gestuur het na hierdie wêreld toe, sodat daar 'n ewigheid vir jou voor kan berei word. Wanneer jy jou geloof in Jesus Christus sit, hy het betaal vir jou sondes aan 'n kruis, hy het kom leef in jou plek soos jy nie kan leef nie, en hy het betaal die straf wat jy verdien het aan 'n kruis, en hy het jou innig lief. En hy wil hê dat jy ewigheid saam met hom sal wees. Hy wil hê dat jou en sy verhouding versoen sal word, en dat jy 'n kind van God sal word. Dit is sy. En die rede hoekom ons goed is vir mense is dit, is dat hulle hom sal sien, nie ons nie, hom, wat hulle lief het. En dis hoekom ons dit doen. Maar dis terwyl ons op missie is, in die wêreld in, om disippels te maak. So het jy nood? Sê vir ons. Is jy in 'n klein groep? Klein groep is die primêre plek, waar al mense om jou kan kom, en jou kan help, en jou kan versorg. En dan gaan dit oor en oor en oor sê, vir ons huisgesin, totdat julle dit doen. Want ek glo in my hele wese, dat dit is wat die woord van God sê, en dit is waar die lewe gebeur van die Christenlewe. Nie in rye nie, maar in kringe. Waar jy die masker kan afval en sê, hier is wat aangaan. Hier is die seer in my lewe, hier is die nood wat ek het, en daar mense gelowiges om jou kan kom, en kan sê, ons sal lief vir jou wees, ons gaan vir jou lief wees, in die naam van Jesus Christus. Het jy 'n plek? Het jy nood? Maar is dalk die volgende ding. Wie versorg jy? Wie dien jy? En daar's verskeie maniere hoe jy kan help versorg. Natuurlik is die eerste een om te gee, en weer eens, ek hoef nie baie oor hierdie vir julle te sê nie. Julle is die mees vrygewige mense wat ek ken. En julle bly gee, julle geld, julle bly gee, julle tyd, julle bly gee, julle moeite, julle bly gee, julle aandag. Julle gee en gee en gee, en ek wil van my kant af en van ons leiers se kant af vir julle sê baie dankie. Baie dankie dat julle gee. Julle vrygewigheid maak dit moontlik dat ons kan gee. Julle seën sodat ons tot seën kan wees. En julle geld gaan in die wêreld in, nie net in Bloemfontein. Dit gee geld vir plekke wat nog nooit die evangelie gehoor het, wat nie Bybels in hulle eie taal het nie. Dit gee waar kinders moet kos kry. Dit gee waar mense wat baie siek is versorg moet word. En waar daar haglike omstandighede is waar daar hoop kan gebring word. So ek wil vir julle sê dankie. Maar dis 'n manier. 'n Ander manier is om te dien. Dis om jou gawes en talente te ontdek. Dis deel van hoekom ons ontdek het. Sodat jy kan ontdek hoe God jou gemaak het, sodat jy kan dien in die plek wat hy vir jou bestem het, waar jy vervulling kan kry en sê, hier gebruik die Here my. En deel van hierdie projekte wat ons doen is plekke waar jy kan gaan dien. Partykeer plek waar jy kan dien is om 'n plek te skep waar mense die maskers kan afval en dat jy kan omsien na 'n groep mense. Party van julle dien binne in Sondagdienste. En ek wil sê dankie dat jy dien. Maar dit skep 'n pad en dit bou brûe vir die goedheid van Jesus. En dan bly bid. Bid vir die familie. Bid vir mense. Bid vir mense wat swaar kry. Deel van hoekom ons mense na die tyd het hiervoor, na ons diens en vir jou elke keer sê, as jy gebed nodig het, is juist dit. Want ons het dit almal nodig. Miskien gaan jy deur die moeilikste omstandighede in jou lewe. Moenie jy uitgaan en laat iemand nie vir jou gebid het nie. Miskien weet jy van iemand net af in die ry van jou wat gebed nodig het. Moenie vir mense net sê, luister, ek sal bid vir jou en ek dink aan jou. Nee, bid vir hulle nou. As jy op die foon praat en jy dink soos, dan sê ek gaan nou vir jou bid. Bid vir mense.
En ek wil jou uitnooi, as jy gebed nodig het, dis mense wat 'n passie het, dis hoe hulle dien. God het hulle so gevorm en hulle is so opgewonde. Dis vir hulle die teleurstellendste ding is dan niemand is waarvoor hulle kan bid nie. En hulle is opgelei en hulle wil jou help bid. Want die kerk is huisgesin, dis nie net ek nie. Dis ander lede van hierdie liggaam wat jou wil bedien en hulle kan. En God het vir hulle genade gegee om dit te kan doen. Of miskien moet jy net vir iemand afbid in die ry. Maar bly bid. En miskien is jy vanoggend hier en jy hoor iets van hoe die huisgesin van God moet leef. Die manier hoe jy deel raak van die huisgesin van God. En nie noodwendig net van hierdie kerk nie, van die huisgesin van God. Die kerk van Jesus Christus. Is deur Jesus Christus aan te neem as Here van jou verlosser. In Johannes 1 staan nou, maar aan almal wat Jesus aangeneem het, om aanvaar het as Here, die wat in hom glo, die wat hulle vertroue in hom gesit het, het God die reg gegee om kinders van God te word. Het God die reg gegee om deel te raak van die huisgesin van God. Dis hoe jy deel raak. En dan in hierdie huisgesin, sê God, okay, hier is wat ek wil julle moet doen. En die manier hoe jy deel raak, is om jou lewe oor te gee aan die een wat sy lewe vir jou gegee het, aan 'n kruis. Ek sê, dis hoe lief ek jou het. Want so lief het God die wêreld gehad. Jy met jou goed, sodat jy kan lewe. En dan stuur hy ons om in te gaan in hierdie wêreld en ander mense te help deel raak van hierdie familie. Miskien moet jy na die tyd kom bid. Saam met iemand sê, luister, ek wil deel wees van hierdie. En laat iemand jou lei na die Here toe en vir jou bid oor dit. So kom ek bid vir ons. Kom ek bid vir ons huisgesin. Here, U is goed en wat U doen is goed. U is die God wat in beheer is. Here Jesus, dis U kerk. Dis U huisgesin. Dis U liggaam. En wat 'n voorreg dat in U ons deel kan wees van dit. Wat 'n voorreg dat ons die hande en voete kan wees in hierdie wêreld. Here, help ons dat ons oë gefestig sal hou op U. Ek wil kom bid dat hierdie huisgesin 'n plek sal wees van bemoediging. Dat dit 'n plek sal wees waar ons mekaar opbou met ons woorde. Genade gee met ons woorde en met ons liefde en met ons diensbaarheid. Dat dit 'n plek van omgee sal wees, 'n plek van waar ons na mekaar omsien. Dat dit 'n plek sal wees waar ons die maskers kan afval en toelaat dat mense na ons omsien. Sodat daar vryheid en lewe kan gebeur wat U bewerk het. Here, dankie vir hierdie mense. Dankie vir hulle vrygewigheid. Dankie vir hulle oop harte. Dankie vir hulle opgewondenheid oor U. Here, ek wil vra dat U hulle aanhou sal seën, dat hulle kan aanhou tot seën wees vir 'n wêreld wat dit nodig het. Ek bid dat die manier hoe ons mense dien en mense help, dat dit brus sal bou, dat mense die goedheid van U sal sien en dat dit sal lei tot bekering. Dat dit sal lei dat mense deel raak van die familie, dat mense sal deel raak van U koninkryk. Geef ons wysheid en insig hoe ons dit aanwend, sodat dit juis kan help en volhoubaar kan help. Ek kom bid vir die wat nog deel raak van U familie. Dat hulle U liefde sal voel. Dat hulle U liefde tasbaar sal ervaar. Dat U liefde hulle sal dring om U te soek as Vader. En dat hulle die knie sal buig en hulle lewe sal oorgee. Omdat U dit reeds bewerk het, dat hulle kan kom. Sien ons Here in die naam van Jesus. Amen.